Goeiedag, vandag gesels ons bietjie oor die belangrikheid van testamente. So as jy mooi dink oor wat 'n testament eintlik is, doodgewoon jou laaste wense wat jy op papier neersit vir die dag as jy nie meer daar is nie. Vir 30 of 40 jaar werk ek en jy baie hard om bates bymekaar te maak sodat ons uiteindelik vir ons geliefdes ietsie kan nalat. En dan is daar nog net een stukkie dokument wat kort en dis daai papiertjie wat jy op sê vir wie wil ek wat gee. Nou, die belangrikheid van 'n testament word baie keer onderskat en 'n mens kom dit ongelukkig agter as dit te laat is. 'n Testament is doodgewoon daai wenslysie van jou en sonder hom laat jy daai wenslys oor aan die staat. Ja, hulle besluit wat jy gaan doen met jou bates. En dit is nie noodwendig iets wat ek en jy wil doen nie. So die uitdaging is miskien oor te sê, maar hoekom 'n testament en wat is die belangrike goed wat ek nodig het om voorsiening te maak vir my boedel? Nou, ons maak gebruik van iets wat ons noem 'n life file. En dis doodgewoon alles wat jy in jou lewe nodig het, die dag as jy te sterwe sou kom. En dis baie eenvoudige goed. Dis iets soos jou bankrekening details. Dis iets soos daai digitale rekening wat baie van ek en jy vergeet. Ons het die Facebook rekeninge en Twitter en LinkedIn. En al daai goed word beskerm met 'n wagwoord wat dalk net ek ken. En die dag as ek te sterwe kom, wat gebeur daarmee? Soos daai lysie van 'n spaarrekening wat ek bymekaar gemaak het en geldjies ingesit het. Vandag is daar meer as 750 miljoen rand wat onopgelys lê by die banke. En dis doodgewone rekeninge wat niemand van weet nie. Daai karavaan wat jy het en jou vuurwapen, waar's die lisensies en waar's die aktes van al daai tipe van goed? Maak vir jou so leer bymekaar met al daai goedjies. 'n Huweliksvoorwaarde kontrak, 'n gesertifiseerde afskrif van jou ID-dokument. Al hierdie dokumente kan help dat jou boedelbeplanning en die afsterwe nie addisionele trauma verskaf vir jou gesin en jou familie nie. Dis 'n eenvoudige goed wat ons nie altyd aan dink nie en tog kan dit eintlik kosteloos gedoen word. Baie mense sal vir jou testament verskaf sonder dat dit jou 'n sent gaan kos. So 1 of 'n 2 bladsy dokumentjie wat 'n groot verskil kan maak in jou geliefdes se lewe. En dan is daar iets wat ter sprake is en dit noem mense lewende testament. Is dat jy's dalk nie dood nie, maar kom ons sê jy was in 'n motorongeluk betrokke en jy kan nie meer self besluite neem nie. En een van daai belangrike besluite is dalk, wil ek gekoppel wees aan mediese toerusting om my aan die gang te hou? Wil jy daai besluit los vir geliefdes of gaan jy nie die moeite doen om 'n een stukkie bladsy in te vul en te sê, maar weet jy wat? As dit dalk so ernstig is dat daar masjiene betrokke moet wees, skakel dit af. Maar ek maak daai besluit, ek los dit nie vir my geliefdes nie. So terwyl dit eenvoudig klink, in vandag se terme is daar 70% van Suid-Afrikaners wat nie 'n testament het nie. Dit gaan jou dalk 15 minute, dalk ten beste 'n halfuur vat om dit in te vul. En jy en ek weet, dis 'n besluit wat ons los vir die geliefdes vir 30 of 40 jaar, is baie harde werk. En dis eenvoudig soos dit. Vul 'n stukkie papier in, gee my wense oor en maak dit maklik vir my naasbestaandes.